ek vanmôre sê, welkom op 'n warm dagie. Dit is warm deesdae, né? As dit koud is, dan kla ons vir die koue. Ja, die is dan enetjie, maar ek gebruik al sy wind, en ek gaan nie deel vandag nie. So is 'n vinnige afkondigingkie of twee. Ons dink aan die wat in die hospitaal is vandag, Tannie Babsie Brinkman, Tannie Wilna Hunter en Tannie Anna Bronkhorst is in die hospitaal. So ons gebede gaan uit na hulle toe vandag. En Tannie Zoetjie het so in die geheim verjaar. Ander dag al, ek hoor dit maar so tussendeur. Baie geluk, Tannie. Jy mag baie wees. Ek het bietjie laat uitgevind daarvan. So ek skuld Tannie 'n chokkie. Kom ons bid net so saam. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n nuwe dag. Dankie vir die geleentheid dat ons hier in U naam kan kom vergader. Dat U beskermde hand oor ons gehou het gisterand. Here, ons gebede gaan so uit na elkeen wat in die hospitaal is en siek is. Ons weet die genesende hand is al reeds besig daar by hulle. En dat U die dokter sal lei om die regte dinge te doen daar. En dan sê ons net baie dankie vir U skepping. En ons, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit die genade van Jesus. Amen. Amen. Ja. Nou dat dit weer somer raak en warm is, drink ons baie water. En ek dink die hele week aan water en ek het 'n bietjie gaan kyk van water. In die Bybel lees ons so baie vergelykings en dinge van water. En as ons vra, waar hoor ons van water in die Bybel? Gewoonlik eerste hoor ons, dink ons daar aan die eerste wonderwerk, waar Jesus die water in wyn verander het. Maar daar is so baie voorbeelde van dinge met water in die Bybel. Ons word gedoop met water, en daar in Johannes lees ons waar Jesus die wyn in water verander het op die bruilof, en in Exodus 14 lees ons van waar Moses die opdrag kry, om sy staf op die rots te slaan, of by die Rooi See, dat die see oopgaan toe Farao se soldate hulle gejaag het, toe kom hulle mos by die see, en see het oopgegaan en hy droë grond oorgetrek en veilig aan die ander kant. Exodus 17 lees ons weer waar Moses die opdrag gekry het, waar hulle deur die woestyn getrek het, en hulle het daar kamp opgeslaan by 'n plek met die naam van Refidim. En daar was nie water nie, en die mense het gekla by Moses, sê, jy lei ons hier die woestyn in, en ons nou hier bly, maar hier's niks water nie. En hy roep uit na die Here, en hy vra daar in vers 4, wat moet ek met hierdie volk aanvang? Net nou gooi hulle my met klippe dood. So bid Moses toe nou. En die Here antwoord hom. En die Here sê vir hom, en slaan met jou kierie op die rots beheer op, en daar sal water uitloop vir die volk om te drink. En so het hy die staf of kierie van hom geslaan op die rots, en dat water uitgeloop. Dan is daar talle plekke in die woord. Markus 9 vers 41, want elkeen wat vir julle in my naam 'n beker water gee om te drink, omdat julle aan Christus behoort, voorwaar, ek sê vir julle, hy sal sy loon sekerlik nie verloor nie. En ons hoor so baie van water in die woord. En ek het bietjie gaan rondkrap en rondsoek. Maar die kom die vraag op, waar kom ons water vandaan? En ek het net so vir interessantheid 'n paar mense se deur die week, het vir al die kinders gevra, waar kom ons water vandaan? Jy hoor wat hulle sê. Die een sê vir my die dam uit. Een kleinsie het vir my gesê uit die kraan uit. Ja, nee, sê hy die lig uit. Toe vra ek waar die lig uit. Toe sê hy reën.
Vra ek hom nou maar, waar kom die reën vandaan? Die reën kom uit die wolke uit. Ek vra toe nou van, maar waar kom die wolke vandaan? Toe sê hy die lug uit. Maar die vraag is, waar kom ons water vandaan? Ons kry tog nie nuwe water, nie? Ons kry nie nuwe water, is niks wat kan water opmaak. En hier botteltjie gekookte water, dis nie Diamant of Laasland se water, nie? Waar kom dit vandaan? En ons is so gemaklik en ons besef nie hoe dankbaar ons vir water moet wees nie. Maar ons is dit maklik, jy draai 'n kraan en jy het water. Jy koop 'n bottel water. Draai 'n kraan en jy kan bad of stort. Maar daar's iets oor water. Jesus sal nie so baie voorbeelde of gelykenisse in die woord hê. Daar's ietsie geestelik amper aan water, kan ek sê. Iets misterieus, né? Geheimsinnig. En ek het bietjie toe gaan kyk in die woord, waar kom water vandaan? En al wat ek kry is in Genesis 1, vers 1 en 2. In die begin, daar's nie 'n spesifieke datum met die skepping nie. In die begin het God die hemel en aarde geskape. En die aarde was woes en leeg. En duisternis was op die wêreldvloed. So die aarde was onder vloed, dit was onder water. En die Gees van God het geswerf op die waters. So water was nog altyd daar. Maar met die skepping, sê Genesis vir ons, die Gees van God het geswerf oor die waters. So water was nog maar altyd daar. En dan kom dag en nag geskei en die water in die land, en daar ken ons nou eers die strome en riviere en fonteine, soos ons dit vandag ken. Maar besef ons hoe belangrik is water vir ons. Meen water, 'n mens bestaan in trend uit 60 na 75% water. Ons brein alleen het omtrent 75% water. 71% van die aarde is bedek met water. So sonder water kan niks en is niks. Sonder water kan niks lewe nie. Geen plant of dier of voël of vis of mens kan sonder water nie. Sonder kos kan ons lank bly, dae lank, weke. Dalk maande vir party van ons. Maar sonder water kan ons nie. Selfs as jy net 'n dag sonder water, dan begin dit jou nou affekteer en die brein kan nie lekker werk nie, want die grootste deel van die brein is water. En jy begin dehydreer en duiselig voel en dors. So ons kan nie sonder water nie. Daar is net ietsie aan water. Ek meen, hoe lekker is dit in die oggend, as jy opstaan en jy kom buite, dan ruik jy die vars lug. Of na 'n reënstorm, daai vars lug. Daar is net ietsie van water wat geestelik is, wat 'n mens trek, wat 'n mens daai kalmte gee. Dink net hoe lekker is dit om langs water te wees, langs 'n rivier of dam of by see. Daar is net daai ietsie geheimsinnig aan water, wat ons nie regtig kan verklaar nie. Maar of na 'n stort, op 'n swem, hoe lekker voel 'n mens nie. Dis net asof jy sommer weer kalm is en weer goed en die batterye is sommer weer gecharge. Want ons is 'n groot deel is ons net water. So as ons in water was, dan voel ons amper weer nuut. Nie 'n Stilfontein ken ons, as dit 'n ruk nie gereën het nie, dit begin droog raak, dan is dit Stoffontein. Een van die dorpe met die meeste stil wat ek ken. Maar ja, water was daar nog altyd. Water, sê ons slim mense, is al 4,5 biljoen jaar oud. So volgende keer as ons water drink, is die oudste ding op aarde, ouer as enige mens.
4,5 biljoen jaar oud. Meeste van ons water. Maar dit word gesuiwer. Omdat ons hy vars lig hier ruik in die oggend, as ek dit nou so kan noem, net om te verstaan, God onderhou alles, so ek gaan nou maar sê, moeder natuur, maak die lug skoon, elke 24 uur, al die stof en kieme en bakterieë en besoedeling in die lug, elke 24 uur, of het reën, of het sneeuw, of daar is dou of ryk, maar dit is soos 'n lugwasmasjien, elke dag, al kom ons dit nie altyd agter nie, op die droogste dae of jare, vroegoggend kan jy gaan voel op die gras buite is klam, want soos God die lug skoon maak vir ons, kom daai dou of reën, wat ook al die geval deur die lug, en al die stoffe en kieme en gemors bly agter op die grond. Dis hoekom ons altyd sê, die somer moet kom, die reën moet kom, laat al die verkoue en sinusse en hooikoors en goed kan weg, laat die lug weer skoon en die aarde weer nat. Maar God sorg vir ons, hy onderhou nog altyd die aarde, of die skepping, onderhou die sterre, die maan, die see, die diere, alles word nog onderhou. As ek gaan kyk, ek bietjie gaan kyk selfs daarna die ou prokuratieve boeke, wat nie in die Bybel is nie, daar is 'n boek met die naam van Henog, waar Henog praat van, die Here het engele aangestel. Daar's engele wat na die riviere en fonteine en alles kyk, dat dit nie oorvloei en oorloop nie, dat dit reg vloei op die regte plekke. Ja, daardie boek is uit ons Bybel uitgehaal, en ek het so 'n bietjie gaan verder kyk, en ek sien dit selfs in Openbaring, sien ek dat daar engele is, wat in bevel is, oor ons water. As ons kyk na Openbaring 16 vers 3, is wat geopenbaar was aan Johannes daar in Openbaring, vers 3 sê, en die tweede engel het sy skaal op die see uitgegooi, en dit het bloed geword, soos van 'n dooie, en al die lewende wesens in die see het gesterwe. En die derde engel het sy skaal uitgegooi op die riviere, en op die waterfonteine, en dit het bloed geword. En ek het die engel van die waters hoor sê, regverdig Here is U, wat is en wat was. U die Heilige, omdat U hierdie oordeel uitgevoer het. So in Openbaring, daar aan die einde van die wêreld, as die engele water en bloed gaan verander en alles doodmaak in riviere, gaan dit nie baie mooi en lekker wees hier op aarde nie. Ja, water is baie oud, dis die oudste ding. En as ons lees in Prediker 1, vers 7, hoe word hierdie water herwin, of kom ons sê recycle, né? Want dit is dieselfde water, elke druppel water wat ons gebruik, of mors, of wat ook al op die aarde val, beland op die ou einde in die see. En daardie water word deur die son gebak. En op die ou einde vorm dit wolke en dit reën weer. En so gaan dit al die jare aan. Dis dieselfde water wat oor en oor gesuiwer word. Prediker 1 van vers 7. Al die strome loop in die see. En tog word die see nie vol nie. Het ons al so daaraan gedink? Al die water loop in die see en tog word die see nie vol nie. Na die plek waarheen die riviere loop, daarheen loop hulle altyd weer. Die water loop in die see in en op die einde word dit weer reën, en dan is dit skoon, is gewas, is gesuiwer, ons gebruik dit oor en oor en oor. Dieselfde water. Verhaal in Jeremia 17
sommer van 'n vroeër vers af lees. Ek het my notas het ek net hier op vers 8. Vers 17. Maar daar van vers 5 af, Jeremia 17 vers 5. Vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. En hy sal wees soos 'n kaal bos in die wildernis, en hy sal nie sien as die goeie kom nie, maar dorpsplekke in die woestyn bewoon, 'n brakkerige en onbewoonde land. Geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue in die Here is, want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen. En in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrugte te dra nie. Bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? So hier is weer 'n vergelyking van water wat sê geseënd is die man wat op die Here vertrou. As ons nie ons vertroue in die Here sit nie, gaan daar droogte in ons lewe wees. So al gaan dit hoe moeilik of hoe swak of wat ook al gebeur met ons. Die Here sê vir ons vertrou op my. En ons sal nog vrugte dra. Net tot sover vandag. Ons sit en weer afsluit. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie. Dankie dat U alles so vertrou en mooi onderhou vir ons. Here, dankie vir U skepping. Dankie vir water. Here, ons besef nie hoe dankbaar ons moet wees vir water nie. Ons dink nie so daaraan nie. Ons is te gemaklik. Ons leef te veel in die wêreld om te dink, mens maak net 'n kraan oop en daar's water. Ons besef nie aldag, dit is U skepping. Dit is U wat dit vir ons suiwer en skoon hou en aanhou om dit te doen. Al hierdie jare al. Here, ons vra so dat U dit sal laat reën op plekke waar daar droogte is, waar boere dit kort op die stadium, dat die voorsiening daar sal wees vir hulle asseblief. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. Amen. Ja. Pastor, ek weet nie of jy dit later moet doen of jy nou nie. Ons wil net voorbinding vra vir Jonsie. Sy gaan weer 'n baie moeilike tyd in haar lewe en ons wil net vra dat almal in ons sit. Ons gaan nou vra bid dan. Nou vir dan Jorgie bid. Geen beter tyd as nou nie. Jonsie, my skuld, ek gaan sommer so hier by jou sit, sorry vir die Carolina. En Jonsie, my boek. En ons Vader, ons bring vandag vir Tannie Jos tot voor die Here van genade. Here, soos ek aan my arms vas en Here, vra ek dat U haar sal vashou. Here, kom ons raak aan hierdie gedagtes, Here, wat so negatief is, Here. Die dinge wat daar pla, Here. Here, U ken dit, Here, U ken haar, U het haar gevorm, Here. Here, U is die enigste wat haar kalmte en vrede kan gee, Here. Geen dokter, geen kind, geen mens nie, Here. Geen pol wat ek haar kan gee, Here, kan vir haar help nie. Here, net U kan. Here, en daarom wil ek haar vanoggend bring tot by U en ek wil vra, Here, dat U haar sal vashou, Here. Here, dat U haar sal weer kruis, Here, haar sal ondersoek, Here, haar sal kalm maak, Here. Here, ek kry die bloed van Jesus oor haar, Here, en ek sê dankie vir dit wat U vir haar doen in hierdie dag, Here. Here, ek sê net vir U dankie, Here, wat U weet, Here.
hart, Here. U ken die bekommernisse wat in haar is, Here. Here, ek bid dat jy haar sal vul met liefde, Here, en nie oomblik, Here. Here, ek bid dit alles in die naam van Jesus Christus sal bid. Amen. 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 Amen.